Ons storie vandag begin met Josef en Maria. Eendag het Maria was goed gedoen. Toe kom daar 'n groot engel. Die engel sê, moenie bang wees nie. Engel Gabriel het gesê, jy gaan 'n baba hê. Moenie worry nie, God gaan die baba in jou maag sit. Die baba wat sy gaan kry, moet Jesus wees. Toe was Josef kwaad terwyl Maria swanger was. Maar toe kom engel Gabriel weer. Toe sê die engel, moenie kwaad wees nie. Dis God se plan. Toe moes hulle ry by 'n plek toe op 'n donkie. Hulle toe Bethlehem toe gegaan. Want hulle moes soek vir 'n plek om te slaap. Daar was so baie mense daar. Daar was nie eens plek om te slaap nie. Toe gaan hulle na hierdie ene tel oom en toe vra hulle, is daar plek om te bly vir ons? En toe sê hy, nee, daar is nie, sorry. En toe loop hulle nou weg met 'n baie swaar gesig. En toe sê die hotel ou, nee, kom gou terug. Daar is een plek oor. Ek het net een plek en ek weet nie of julle dit van met gaan hou nie. Dis 'n baie stinkie stal. Dit is stinkie. Toe sê sy, die baba's nou op pad. En toe het Maria in daai stinkerige stal vir Jesus geboorte gegee. En toe kom die baba uit. Ek dink dit het so baie gestink daarin. Ek dink daar's koeie, perde, honders, varke, Skapies, hase en chickens. Hoenders en een spider. Hy was nie in 'n paleis nie, hy was nie toegedraai met doeke en lap nie. En hy was net toegelê in 'n strooi, niks fancy nie. Die herders was in die veld toe verskyn daar 'n engel na hulle. En alles, wie is hierdie? En wat gaan aan? En die engel het gesê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Het die man so gemaak. Dis 'n engel Gabriel, moenie bang wees nie. Ek is engel Gabriel. En julle moet nou na daai stal toe gaan. Koning Jesus is gebore, gaan kyk. Toe kom die herders op die donkies en hy dadelik na Jesus toe. Dis hulle baie vinnig na die stal toe gegaan. En daar was 2 wyse manne. Toe het nag word, toe was daar 'n groot ster wat verskyn na die wyse manne toe. Hulle het daai een groot ster gevolg. Die ster was so Dit was so bright. En toe volg hulle na die ster, na die stal toe. En hulle het klompie presente gebring vir die baba. En daar was staal, sout, olie, 'n teddy, 'n paar geit en 'n koppie. Daar was wierook, goud en mirre. En toe sê hulle, dankie. Toe wanneer almal bymekaar was, die skaapwagters, Josef en Maria en die 3 wyse manne, En toe kom daar klompie engele, soos 1000 engele. En toe sing hulle, La 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 la. Mama Sheila, mama. die herders het toe vir Jesus gesê, jy gaan die wêreld red. en vir ons miracles doen. Jy gaan groot wonderwerke doen en jy gaan ons beste maatjie wees. Dankie Jesus dat U aarde toe gekom het.
Jesus, ons is so lief vir U dat Jesus aarde toe gekom het. Jesus, dankie dat U aarde toe gegaan het. Kom het. Jesus, dankie dat U aarde toe gekom het. We love you. Geen man sal jou ooit lief hê soos Jesus jou liefhet nie. Geen vrou sal jou ooit lief hê soos Jesus jou liefhet nie. En daardie liefde is beskikbaar vir jou en vir my hierdie Kersfees. Goeiemôre geliefdes, van my Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Geseënde Kersfees. Dit is so 'n groot voorreg om hierdie Kersfees, vandag hierdie spesiale dag, saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. Nou, ek het sopas gesê dat geen man of vrou sal jy ooit so kan lief hê soos wat Jesus jou liefhet nie. Die vraag is net, gaan jy daai geskenk oopmaak? Die geskenk was nog elke jaar onder die boom en tog baie mense Kersfees na Kersfees na Kersfees, daar word gevier, daar word fees gehou, daar word partytjie gehou sonder om God se geskenk oop te maak. Nou daai geskenk is sy geskenk van sy absolute liefde. As ons eerlik is Kersfees vir baie mense, gaan dit meer oor die vrae soos, wat kan ek vir my man of vir my vrou koop? Wat kan ek vir my kinders gee? Wat kan ek vir hulle doen? He? Hoe lyk my Takealot wishlist? Wat het ek al bestel en gaan dit betyds wees? Wat gaan ek vir ander mense doen? He? Maar min mense vra, wat beteken Kersfees regtig? Wat beteken Kersfees regtig vir jou? Want as jy mooi daaroor dink, alles in ons lewens word eintlik gedateer deur hierdie spesiale besonderse gebeurtenis. As Kersfees nooit gebeur het nie, sou ons nie vandag hierdie jaar in hierdie datum, hierdie tydstip geleef het nie. Wat ek bedoel met dit is, as ons kyk na ons kalenders, ons kalenders is gebou rondom hierdie dag. AD staan vir Anno Domini, in die jaar van ons Here. Alles wys terug na die geboorte van Jesus. Nou ek wil net sê dat ek nie per se glo die 25 Desember is die geboortedatum van Jesus nie, tog dat elke liewe Kersfees, jaar tot jaar, begryp ons dat ons vier nog 'n jaar van Jesus se geboorte. Daarom hou ek so baie van die beskrywing Anno Domini, wat beteken die jaar van ons Here. Nou as 'n Kersfees in 3 woorde vir my en vir jou kan opsom, dan kom dit direk uit wat die engele aangekondig het, toe hulle daar opgedaag het in Lukas en vir die herders kom sê het. Ons lees dit in Lukas 2, toe die engel aan die herders verskyn, sê die Bybel vir ons die volgende. Hulle was verskriklik bang, maar die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap wat vir die hele volk bedoel is. Geliefde, dis belangrik. Dis nie net vir gelowiges nie net vir godsdienstige mense nie, vir almal. En God hou eintlik maar van 'n feestelike affære. Hy hou van 'n verjaarsdagpartytjie, die geboortedag van sy seun. Dis wat ons vier met Kersfees. Dan sê die engel verder, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n redder gebore. En dan hoor ons, eer aan God die hoogste hemel en vrede op aarde. 3 aankondigings, 3 woorde. Wat sien ons hier raak? In daai 3 gedeeltes wat ek uitgelig het, lees ek die woord viering, of ek beleef die woord viering, ek beleef die woord verlossing, en ek beleef die woord versoening. As ons Kersfees regtig wil vier, dan moet ons hierdie 3 dinge duidelik verstaan. So ek wil vandag kortliks 3 gedagtes met julle deel om hierdie 3 woorde vir ons te kom skryf en te kom vasmaak in ons harte. Nou eerstens, hoekom het ons Kersfees nodig? Nou dis eintlik interessant. In die noordelike halfrond val Kersfees op die donkerste tyd van die jaar. Net na die langste nag, né? Met ander woorde, presies wanneer dit donkerste is, kom verhelder Kersfees die wêreld vir ons op. Maar ongeag of jy nou in die noorde of die suide van ons wêreld bevind, Kersfees is altyd ook aan die einde van die jaar. En dis vir my eintlik besonder, dis vir my interessant, want baie mense voel juist dan aan die einde van die jaar, hulle voel moeg, hulle is gaar, leeg, uitgeput, hulle voel baie keer onseker. Mense kom aan die einde van die jaar is net soos, hierdie jaar, né? En dis hoekom ons 'n viering nodig het. Ons moet kan fees vier. So, wat vier ons fees? Wat is eintlik wat ons moet vier? Nou, 3 dinge. Eerstens, ons vier dat God is by ons. Ons vier dat God is vir ons. En ons vier dat God is in ons.
wanneer dit regtig insig, daai gedagte dat God is vir ons, by ons en in ons, kan ons nie anderste as om net werklik te wil vier nie. Ons sê maklik, God het my lief, maar baie mense het dit al so baie gehoor, dat dit nie eers meer insink nie, of dit maak hulle nie eers meer wakker, dit laat hulle nie eers reg op sit nie. Baie mense glo, God het hulle lief, maar hulle voel dit nie, hulle beleef dit nie. En dan bring dit ons by een van die grootste krisisse van ons tyd, en daai is eintlik eenvoudig opgesom in hierdie woord. Ons sit met 'n identiteitskrisis. Ons identiteit kom uit verhoudings, en maar omdat soveel verhoudings vandag is gebreek, is stikkend, gesinne val uit mekaar uit, huwelike val uit mekaar uit, vriendskappe loop skipbreek, dinge werk nie uit nie. Meeste mense weet nie meer wie hulle is nie. So ons soek ons identiteit in allerlei materiële dinge, in wat ons dra, en wat ons besit, en hoe ons lyk, wat ons aantrek, wat ander van ons dink, mense se opinies, maar identiteit lê nie in wat jy het nie, dit lê aan in wie jy behoort. Wanneer ek en jy besef, ek is 'n seun van die koning, ek is 'n dogter van die koning, ek en jy is deur God gemaak en vir God gemaak, geliefde, dan begin die lewe sin maak. Tot jy dit verstaan, gaan die lewe altyd voel of iets ontbreek. Die tweede gedagte, hoekom ons Kersfees moet vier is eintlik die vraag is, hoekom het ons 'n redder nodig? Ons het gelees dat die engel sê, vir julle is 'n redder gebore. So kom die eerlike vraag dan op in my binnekant, waarvan moet ek en jy dan gered word? Baie mense sê wel, duidelik ons moet gered word van die hel. Nou ja, ons moet gered word van die hel, maar dis verseker nie al nie. Ons moet gered word van skuldgevoelens, van skaamte, van vrees, van sekere lewenspatrone wat ons stikkend maak en gebroken hou. Maar ons word ook gered vir iets, nie net van iets, maar ons word ook gered vir iets. Jy en ek is nie net gered om eendag hemel toe te gaan. Die geliefde, nee, ons is gered, en ek hoop jy is reg om hierdie te hoor. Sit jy reg op, ons is gered om God te kan ken. As jy nie 'n redder nodig gehad het nie, sou God nie een gestuur het nie. So wanneer iemand sê, ek het nie vir God nodig nie, ek doen fine, ek is okay op my eie, in my binnekant wonder ek altyd, ek dink hierdie dinge, ek sê, as jy werklik, dan dink ek, as jy werklik stresvry, is jy werklik skuldvry, is jy werklik vreesvry, mens, is jy werklik skaamtevry, want ek weet vir my het al daai dinge kom verander, toe ek in Jesus vasgeloop het. Meeste mense is nie eerlik genoeg om te sê nee nie. So, geliefde, wat leer ons? Eerstens, ons het nodig om fees te vier, te begryp dat God by ons is en vir ons is. Dit gee ons identiteit. Kom Kersfees, kom herinner ons van dit. En dan die tweede gedagte is, ons kort verlossing. God stuur Jesus nie net om my en jou te kom verlos van sonde nie, maar sodat ons in verhouding met Jesus kan lewe. En dit is hier waar die lewe werklik begin 'n sin kry, sin en betekenis kry, wanneer ek en jy leer om in verhouding saam met hom te lewe. Die derde gedagte en ons laaste gedagte is Kersfees gaan eintlik oor geskenke en eintlik spesifiek oor die geskenk. Die hele idee dat geskenke by Kersfees uitgedeel word, kom eintlik maar net van God af. Die gedagte dat geskenke is eintlik maar 'n God-aksie. En wat bedoel ek met dit? As ons lees in Johannes 3 vers 16, lees ons God het die wêreld so lief gehad dat hy gegee het. Dis hoekom ons geskenke gee. Maar hier's die hartseer realiteit. Miljoene mense reg oor die wêreld vier Kersfees sonder om die geskenk oop te maak. En wat is die logika daarvan? Hoekom sal mense dit aanhou en aanhou bly doen? Want hulle verstaan nie waar gaan Kersfees werklik nie. As jy nie die geskenk wil oopmaak nie, mis jy die hart van Kersfees. Geliefde, ek praat nie van enige geskenk nie, ek praat van die geskenk. Het jy ooit gewonder wat ek en jy kan gee vir Jesus? Ek weet nie of jy ooit daaraan dink nie. Soos as dit Kersfees is en ons deel so geskenke uit en ons is vrolik en ek sien wat kry ek by my vrou of wat gee jy vir jou man en wat kry die kinders en wat gee die kinders en eintlik is dit maar mamma wat die geskenke gekoop het, dan is dit die kinders self. Verstaan? Ons gee graag geskenke uit. Maar wat gee jy vir Jesus? Wat gee jy vir iemand wat alles het? Die waarheid is, God het nie alles nie. En dit klink dalk vir jou baie kontroversieel, maar as jy net vir 'n oomblik gaan oplet, God het nie alles nie, tensy jy dit nie vir hom gee nie. Hy het nie jou liefde nie, tensy jy dit nie vir hom gaan gee nie. Hy het nie jou vertroue nie, tensy jy dit nie vir hom gaan gee nie. Hy het verseker nie jou hart nie, tensy jy dit nie vir hom gaan gee nie. Jy gee vir almal anders iets. Wat gee jy vir hom? Jy kan vir hom gee jou tyd, jou vertroue, jou eerste gedagtes as jy in die oggende jou oë oopmaak.
Jy kan vir hom jou besluite gee. Soms is die diepste dinge ook die eenvoudigste dinge. Eenvoudig beteken nie noodwendig vlak of oppervlakkig nie. Dit beteken eintlik net duidelik. Die eenvoud van Kersfees, geliefde, is dit jy en ek, kopies reg hiervoor. Jy en ek maak saak vir God. So maak die geskenk oop. Jesus verstaan jou, hy ken jou eensaamheid, hy ken jou verwerping, hy ken jou pyn, hy ken jou skuld, hy ken jou skaamte, hy ken die dinge wat jy wegsteek vir ander mense, hy ken alles van jou. En tog bly sy liefde vir jou absoluut onveranderd. God is nie kwaad vir jou nie, hy is inteendeel mal oor jou. Geen mens sal jou ooit lief hê soos Jesus jou lief het nie. So hierdie Kersfees, die geskenk van sy liefde is daar. Die vraag is nie of God dit gegee het of nie gegee het nie, hy het dit gegee. Die vraag is, gaan jy dit hierdie Kersfees ontvang? Gaan jy daai Kersgeskenk oopmaak, die geskenk van sy liefde, en gaan jy dit aanneem? So, daar's 3 dinge om te onthou hierdie Kersfees. Die engele het 3 dinge vir ons kom aankondig. Eerstens, viering, dat daai goeie nuus is vir almal en daarom moet ons kan partytjie hou. En dan verlossing, dat 'n redder is gebore en vir ons gestuur, en dan versoening. Vrede met God en ander mense is 'n prioriteit vir die Here. En as ons dit regtig glo, dan word ons mense wat brûe bou en nie mure nie. Miskien hierdie Kersfees is 'n tyd. Dis tyd om 'n verhouding reg te maak, te herstel te bring. Jou trots eenkant te sit en sê ek vergewe. En ek wil regmaak sodat ons gesond kan aanbeweeg. Miskien is dit tyd om iemand nader te bring aan Jesus, of selfs die geskenk net oop te maak vir jouself, nee? Dat jy besef Jesus het jou lief. Jesus sê vir die wêreld, kom en sien. Geliefde, hierdie Kersfees, kom en sien wat God reeds vir jou gegee het. Geliefde, ek hoop dat hierdie Kersdag vir jou en jou gesin absoluut besonders is. As jy nou gekies het om met die woord saam te gekyk het as 'n familie, waar jy dalk op reis is of met vakansie, maar dankie dat julle saam met Beleef Gemeente ingeskakel het. Ons vertrou om saam julle tyd te spandeer in die woord, maar die belangrikste is vandag, kom ons fees vier, want dit alles gaan oor die grootste geskenk, die geskenk van Jesus se liefde. Kom ons bid saam. Vader, op hierdie besonderse mooi dag, waar ons in hierdie wêreld stil staan, baie wat net vier sonder om Jesus raak te sien, staan die wêreld tog stil. Hulle kalenders is gebou rondom hierdie dag, rondom Jesus se geboorte. Daarom vra ek, Here, dat vandag dat ons, waar ons as gesinne saamkom, ons werklik die liefde van Jesus sal beleef, die geskenk sal oopmaak en aanneem, en dit so ons lewens radikaal sal verander. Here, dankie vandag dat huise gevul word met gelag, en die energie en die liefde van familie en kinders maar daar's soveel mense vandag wat inskakel en alleen is. Hierdie jaar mense verloor het aan die dood en in die eerste Kersfees ingaan sonder 'n ma of 'n pa of 'n boetie of 'n sussie of 'n man of 'n vrou, Here, of dalk 'n kind. Here, daar's soveel seer ook in hierdie tyd en daarom vra ons, Here, dat ons u liefde sal aantrek, ons omvou soos 'n kombers. En daarom is ons dankbaar, Here, dat ons u ook so kan ken. Kom vul ons harte met die absolute teenwoordigheid. Deur die Heilige Gees, laat ons die openbaring van die liefde werklik begryp en so vandag net anders te ingaan. Here, ons loof u, ons eer u en ons is so dankbaar dat ons u kan ken. Ons bid dit als in die kosbare en mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, mag hierdie dag vir julle 'n besonderse lekker dag wees. Ons sien nou uit om julle weer te sien deur die week in ons oordenkings en dan ook as jy in die Alberton omgewing is, ons het ons eerste diens vir die 11de Januarie, maar jy kan ook weer inskakel die 4de Januarie vir ons eerste diens hierdie jaar in 2026. Ek hoop dit gaan met jou uitstekend, gaan in vrede. Totsiens.